Goeiedag geliefde op hierdie Woensdag. Vandag wil ek saam met jou 'n Psalm lees. 'n Psalm van iemand wat se lewe nie altyd lekker was nie. Iemand wat gedurig in konflik was met iemand. Daar was altyd iemand wat hom beswaarder het, daar was altyd iemand wat hom negatief beïnvloed het. Sy naam is Dawid. En hy skryf, Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, ek sal nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Niemand van ons in hierdie lewe leef ons lewe sonder teestand nie. En ons leef nie ons lewe sonder teenstanders nie, sonder mense wat gedurig in konflik met ons kies om te wees of sommer net wil wees nie. En daardie lewe van teenstand, daardie lewe van konflik word baie keer ons fokus. Baie keer rig ons lewens in sodat ons net die konflik kan vermy, sodat ons net die negatiewe invloede in ons lewe kan vermy, sodat die lewe nie vir ons ondraaglik word nie. En dis 'n feit. Die fees word baie keer uit ons verstand, uit ons denke, uit ons harte uit weggeneem, gesteel deur konflik. Deur mense wat nie van ons hou nie, deur mense wat nie ons wil aanvaar nie, mense wat nie ons bona fides wil aanvaar nie, mense wat net nie kan verstaan hoekom ek anders funksioneer as hulle nie. En dit word vir mense 'n bron van depressie, dit word vir mense 'n bron van bekommernis, dit word vir mense 'n bron waarop hulle uit selfvernietigende maniere uit optree. Dawid het dit goed geken. En ten spyte daarvan skryf hy hierdie Psalm. Sy God laat hom aansit by 'n feesmaal terwyl sy teestanders moet toekyk. Hy word ontvang soos 'n eregas, hy word oorlaai met hartlikheid. Die ou vertaling het gesê, my beker loop oor. Die goeie uit die hand van God uit spoel af. Soos wanneer mense piramide champagne glase het en dit word by 'n vreugdevolle geleentheid ingegooi daarbo deur 'n kenner. So ervaar Dawid sy feestelike lewe ten spyte van enige iemand anders rondom hom. Ten spyte van enige iemand anders rondom hom. Sy storieetjies oor hom, sy siening van hom, sy vyandigheid teenoor hom. Dan sê hy vir ons, maak nie saak wat nie. En juist ten spyte van gee God vir jou 'n fees. As jy sy kind is, as jy sy toevlug vind in hom, as jy lief is vir Psalm 23, as jy weet hoe dit voel, dat jy deur donker dieptes kan gaan, maar jy sal nie vrees nie, want God is by jou. As jy op die regte paaie gaan tot eer van sy naam, as jy weet jy is veilig in die hande van die Here, dan weet jy ook, maar jy is 'n feesmens, wat by 'n feestafel aansit, en daagliks is hierdie beker wat oorloop, joune, en dis 'n fees. Laat dit ons fokus in die lewe word, sodat ons werklik feesmense kan word. Laat ons feesvreugde nooit gedemp word deur enigiets menslik nie, maar dat dit tot 'n crescendo groei in ons lewe, omdat God vir elkeen van sy kinders 'n fees het. Shalom.